Hartlik goeiemiddag, my naam Willie Silje, die voorsteur van die AAI in die Weskaap. Dit het nou tyd geword om aan u bekend te maak wie die top 3 finaliste per kategorie is vir die AAI se groot toekenning wat jaarliks plaasvind en natuurlik sal die wenners hierdie jaar aangewys word op die 12de van November. Tydens hierdie virtuele geleentheid sal ons dan ook erkenning gee aan natuurlik aan ons vorige wenners, maar ook dan ons nuwe wenners vir 2021. Die beoordelaars het gesit. Ek wil miskien voor die tyd net eers sê baie dankie vir al die inskrywings. Is besonder om te sien die reaksie van besighede van sakekamers wat deelgeneem het aan hierdie groot glansgeleentheid van die AAI en hierdie eretoekenning wat natuurlik gegee word aan die sakekamer van die jaar vir die besonderse werk wat daar gedoen word op vlak van sakekamers. So in my hand is daar 'n lys van die top 3 wat per kategorie aangewys is deur die beoordelaars. En die beoordelaars natuurlik was Albert Geldenhuys, direkteur van die AAI, gebaseer daar in Kaapstad. Japie Gous, vriend van die AAI, ons ken hom natuurlik uit vroeëre jare as die uitvoerende hoof van die ATKV en dan myself as die voorsteur van die AAI. Ons het ook in ons teenwoordigheid gehad, Martlies Brink. Sy is natuurlik die aanbieder by RSG, wat 'n pragtige mens. En sy het ingesit om te sien hoe die kompetisie werk en gevoel te kan kry, want op die 12de van November met ons jaarvergadering sal Martlies Brink die program vir ons hanteer. So, u gaan nou weer sien op die 12de van November. Dis tyd vir die aankondiging van die top 3 per kategorie. En hierdie jaar was daar 5 kategorieë. In die eerste kategorie was natuurlik die Sakekamer van die jaar toekenning 2021. En ons vorige wenner in 2019 was natuurlik Stilbaai Sakekamer. En het 'n besonderse leidende rol gespeel ook in die AAI en wel gedaan aan Stilbaai Sakekamer. Dan die tweede kategorie is die AAI klein besigheid van die jaar en ek wil miskien nou net sê daar was natuurlik aangekondig aanvanklik dat dit entrepreneur van die jaar sal wees, die AAI entrepreneur van die jaar. Ons het 'n skrywe ontvang dat die handelsmerk entrepreneur van die jaar geregistreer is en ons sê dit eerbiedig en die entrepreneur van die jaar het ons natuurlik verander na klein besigheid van die jaar toe. Ons doen glad nie afbreek aan die entrepreneur van die jaar nie, is dieselfde toekenning, ons moes net oorgedwonge 'n ander naam daarvoor gebruik. So, dis die AAI klein besigheid van die jaar 2021. Die derde kategorie is die AAI beginner klein besigheid van die jaar. Nou, as jy deur COVID, die moeilike COVID tyd besigheid begin het, en daar was definitief geleenthede om besighede te begin in die COVID tyd, het ons natuurlik gedink, ons gaan ook erkenning aan jou gee, wat deur middel van COVID hierdie groot stap geneem het en nog steeds jou besigheid begin het en daardeur gegroei het. Dan het ons hierdie jaar bygevoeg 2 spesiale kategorieë. Natuurlik die AAI kleinboer van die jaar is 'n nuwe kategorie en ons het gesien dat ons moet ook erkenning gee aan landbou. En landbou en wese is ook besigheid en ons het 'n baie goeie verhouding met die landbou organisasie Agri Weskaap in die Weskaap en deur ander kanale ook en ons wil graag erkenning gee ook van die AAI se kant af aan landbou en dit gaan oor ons kleinboer van die jaar 2021. En die laaste nominasie kategorie wat ons hierdie jaar gehad het, is vir die mees innoverende gasvryheidsbedryf vir die jaar 2021. Ons weet, die gasvryheidsbedryf is baie swaar getref. Baie van hulle moes deure toemaak, maar deur hierdie moeilike tye was daar spesiale innovasie wat aan die dag gelê is. En besighede het met aanpassing van hulle besigheidsmodelle het hulle seker gemaak dat hulle nog steeds kan bestaan, maar boonbehalwe die bestaan nog steeds kan groei in hierdie moeilike tyd. So, die mees innoverende gasvryheidsbesigheid van die jaar 2021 is 'n nuwe toekenning en ons gaan graag ook erkenning gee in daai sektor. Nou, die top 3 per kategorie. Ek gaan begin by die onderkant van my lys en ek gaan eindig by die Sakekamer van die jaar toekenning. En ek hoop die naam is op die lys. En ek wil nou al sê baie geluk. En die proses wat nou gaan gebeur is hierna,
50% van die telling het gekom van die paneel. So vinnig as moontlik gaan ons IT-departement natuurlik hierdie finaliste per kategorie plaas op ons sosiale media, en daar's nou 'n proses waar die gemeenskap moet stem. So al jou kliënte, al die mense, al jou sakekamerlede gaan jy moet aktiveer en sê ons is een van die top 3 finaliste per kategorie en ons het graag jou stem nodig. So die stemme wat ontvang word vir 'n besigheid, vir die 3 besighede per kategorie, gaan ook op 'n einde van die dag bygetel word by die boordelaar se stem, en dit tel ook 'n 50% vir die totale gewig, en op 'n einde van die dag met die AI boordelaars en ook die stemme van besigheid gaan ons dan op die einde van die dag teen volgende week en Vrydag die wenner natuurlik in ons sak het, wat ons as 'n geheim gaan bewaar tot en met die 12de November, wanneer hierdie toekennings natuurlik uitgegee sal word. Nominasies vir die mees innoverende gasvryheidsbedryf vir die jaar, gasvryheidsbesigheid vir die jaar 2021 in alfabetiese volgorde is natuurlik Allegaartjie, en Thelma Oosthuizen, baie geluk, jou naam is daar. Die tweede persoon wat tot die top 3 deurgedring het in daai kategorie, Coffee and Cream, Alida Prinsloo, baie geluk Alida. En die laaste een in die kategorie mees innoverende gasvryheidsbesigheid van die jaar is Sterre Hemel Renay Harf. Julle 3 is deur, en julle gaan op die platform van die AI geplaas word, en ons gaan die gemeenskap vra om te stem vir julle. Goed, dan die tweede nominasie van onderaf op my lys is natuurlik die nominasies ontvang vir die AI Kleinboer van die jaar, en ons het so pragtige aansoeke gekry, en ek doen graag die aankondiging van die top 3 wat deur die AI paneel aangewys is. Eerstens in alfabetiese volgorde, Byron Boysen van die plaas Avonsrus met sy hydroponiese projek. Ons het daarna gekyk, Byron, en jou naam is op die top 3. En dan natuurlik het ons ook vir Joandre Gregory, our Poultry Place, wat 'n pragtige projek. Joandre, baie geluk met jou prestasie. En dan ons derde kandidaat op top 3, Sinetemba Botha van Grow Your Own, The Movement. Wel gedaan aan hierdie kleinboere, en ons sal graag dan ook hier uit die wenner wil finaal aankondig op die 12de van November. Goed, ons gaan aan na die volgende kategorie toe. Dis natuurlik vir die beginner klein besigheid van die jaar 2021, en daar het ons weer eens die top 3 gekies, in alfabetiese volgorde, Basil en Biltong, Johannie Vermeulen, baie geluk Johannie, Lees Lisa, die maatskappy daar in Klein Willem, van besigheid Klein Willem, en Marley van der Merwe, Marley, baie geluk met jou top 3 aanwysing. En dan het ons dan vir Parkshare Technologies, Karl van Blerk, daar in die Stellenbosch area, baie geluk Karl. Julle is die 3 top kandidate wat deurgegaan het na die volgende ronde, en ons sien uit ook om daar 'n wenner aan te wys. Goed, dan natuurlik ons entrepreneur van die jaar, of kom ek maak het reg, die klein besigheid van die jaar. Ek het gesê ons moes dit verander weens 'n handelsmerk wat bestaan. So die AI se klein besigheid van die jaar 2021, weer eens in alfabetiese volgorde. KK Kliniek, Jacques Jefer, se reg is as hier vir die Stilbaai gebied. LHM Couriers, Lambert Hendriks Maart, hy is hier van die George omgewing, en SM Architectural and Town Planning, Susan Venter, en as ek reg kan onthou is Susannie van die Mosselbaai area. Julle 3 is deur vir die toekenning AI klein besigheid van die jaar 2021. Wel gedaan. Ons sien ook uit na die proses vir die stemme wat gaan deurkom. En nou, dames en here, is natuurlik die groot toekenning van die AI van die jaar, en dis natuurlik waar ons die sakekamer van die jaar gaan aanwys. Dit was 'n baie moeilike besluit, maar daar was soveel innovasie, soveel leierskap,
En ons het inderdaad aansoeke ontvang van 8 sakekamers in die Weskaap. En dit as sulks is absoluut vir die AI baie duidelik dat sakekamers speel nog 'n geweldige rol in die plaaslike ekonomiese ontwikkeling van 'n dorp. En die samewerking met plaaslike regering gaan al hoe meer belangriker word, spesifiek ook na die verkiesing van komende maandag. Die hoogtepunt, die aanwysing van die top 3 kandidate of sakekamers vir die kategorie sakekamer van die jaar 2021. Weereens in alfabetiese volgorde, en dan wil ek sê, die sakekamers wat nie na die top 3 gemaak het nie, ek meen, julle was uitstekend. Hierdie passie en hierdie aggressie waarmee julle COVID natuurlik oorwin het deur middel van programme, inisiatiewe om besighede by te staan, gaan nie ongesiens verby nie. Die AI waardeer elke aansoek en haal regtig ons hoed af vir die pogings wat julle aangewend het op plaaslike vlak om 'n verskil te maak. Maar ons moet uitkom by 'n wenner, ongelukkig, en die top 3 in alfabetiese orde is nommer 1. Nou moet ons nou 'n klokkie lei, of moet ons nou, wat moet ons maak? Moet ons net sê, alfabeties, die eerste sakekamer wat deur is na die sakekamer van die jaar kompetisie 2021 is Ceres Besigheidsinisiatief. Wel gedaan, Jannie Conradie en jou span in Ceres vir die besonderse werk wat julle gedoen het of nog steeds doen in die Witzenberg area, en ook 'n baie besonderse aanbieding na die AI toe. Dit word op prys gestel. Die tweede sakekamer wat deur is na die top 3 van die sakekamer van die jaar kompetisie is George Business Chamber. Wel gedaan aan George Business Chamber, aan Benedict en Marianne in die kantore by die George Sakekamer en die res van die bestuur van George. Wel gedaan. Ingrid wat afgetree het onlangs, wat 'n groot rol gespeel het om besighede by te staan, ook in die COVID-tyd. Julle poging is raak gesien en julle is een van die 3 top kandidate. Die derde sakekamer wat hier gegaan het na die top 3 toe vir die sakekamer van die jaar 2021. En die stilte moet nou so 'n bietjie eers. Wie gaan dit wees? Ons derde sakekamer wat deur gaan, Stilbaai Sakekamer. Wel gedaan, Stilbaai. Julle was ook ons vorige wenners. Julle naam is in die hoed vir die 2021 toekenning, is die top 3 van die AI Sakekamer van die jaar. Ook 'n besonderse aanbieding aan ons gelewer, en dit word hoog op prys gestel. Dan het die AI besluit om die kategorie Sakekamer van die jaar ook 'n spesiale toekenning hierdie jaar te doen. Want baie spesiale dinge het gebeur. Nou die spesiale toekenning aan 'n sakekamer, buiten een van die 3 wat ons klaar genoem het, daardie toekenning of daardie sakekamer is, ek is slegte nuus, jy moet wag tot die 12de November met die AI se virtuele jaarvergadering. Tydens daai jaarvergadering sal erkenning gegee word aan 'n sakekamer wat spesiaal erkenning of vermelding natuurlik vereis vir die besonderse werk wat hulle gedoen het. Die proses wat as volg gaan gebeur, ons gaan binne die volgende dag of 2, gaan ons natuurlik die top 3 per kategorie op die AI sosiale platforms plaas. Daar sal 'n stemproses moet plaasvind, maar intussen gaan ons ook vra dat al die kandidate, die top 3 kandidate soos genoem het,
vir ons 'n kortbondige video moet saamstel. Dit moet deurstuur na die AI toe. Hierdie video's wil ons graag op die sosiale media plaas. En op grond van jou video, nie langer as 5 minute, moet jy dan die sosiale media gebruikers oortuig om vir jou te stem. So sakekamers, jy sal jou lede in die gemeenskap moet oortuig om vir jou te stem. Soos ek gesê het, die top 3 wat aangewys is die Ceres Business Initiatief, Jaws Business Chamber, Stilbaai Sakekamers. Julle moet die sosiale media gebruikers oortuig om vir julle te stem. Hoe dit gaan werk op die einde van die dag, gaan die beoordelaars se stem 50% tel, en dan die stemme wat deur die sosiale platform gekom het, gaan die volgende 50% tel. Ons gaan die twee kombineer, en dan sal die wenner natuurlik aangewys word. Wenners sal tydens die kongres op 12 November natuurlik aangekondig word. Weereens, baie geluk aan al die kategorie wenners wat deurgegaan het na die volgende ronde toe. Ons is baie bekommerd, sal 'n absolute verkeerde woord. Ons is baie opgewonde oor die manier hoe besigheid nog steeds in hierdie moeilike tyd oorleef het. En ons sien uit om die wenners natuurlik aan te kondig. Baie geluk sover, en nou die sosiale media dop van die AI. Jy gaan binnekort kennis kry van die stemproses, en wanneer dit ook sluit, ek dink Vrydag die 5de November is die sluitingsdatum, en ons sien uit om die wenners aan te kondig op die 12de van November. Baie dankie dat jy geluister het. Totsiens.